Het is my voorreg om elkeen dan vanoggend te groet in die wonderbaarlike naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Ek gaan nie nooi om die woord van die Here oop te maak by Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2. Waar ons gaan saam lees vanaf vers 37. Handelinge 2 vanaf vers 37. Nou, ons het in die afgelope tyd het ons so 'n bietjie die Pinkstergebeure in oënskou geneem en gesien dat hier 'n kosbare les is vir die gemeente van die Here Jesus Christus om te leer. En daarom het ons begin met die tema vir ons Pinkster was die gemeente van die toekoms, en daarom sal ons nou afsluit vandag met daardie tema, die gemeente van die toekoms. En kom ons lees dan daar van vers 37 af. Handelinge 2 vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onsse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Net tot daar ons voorlesing uit die woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan en dan verenig ons in gebed. Ons almagtige Here en hemelse Vader, o Here, ons wil u naam vandag loof en prys. Ja Here, u groot maak vir u guns, vir u goedheid, o Here, vir u liefde en vir u genade. Hoe dit vir ons geopenbaar is, daar aan die kruishout van Golgotha. Here, hoe dit vir ons bewys is, toe u opgestaan het uit die dood. Ja Here, toe u opgevaar het na die hemel, en ook toe u Heilige Gees uitgestort het oor u kinders, om u getuies te wees, o Here, om te vertel van u reddende genade, u liefde, o Here, die werke wat u gedoen het, u heiligheid. Nou kan ons nie anders as om in hierdie dag, terwyl ons ook dan nou vandag
sendingdag het as 'n sinodale Sondag hier in ons eie kerk, besef Here dat hierdie uitstorting van die Heilige Gees 'n impak moes gehad het op daardie gemeente, op daardie mense wat daar by mekaar was en U Heilige Gees ervaar het, o Here, en die werking daarvan gevoel het, en elke dag eendragtig volhard het in gebed, en in guns was, o Here, by die hele volk. En daarom besef ons en ons weet, o Here, dat U ook in hierdie oomblik en in hierdie dag, by elkeen van ons, moet en wil stil staan, o Here. Dankie dat ons weer eens vandag die Pinkstergebeure in oënskou kan neem en die effek wat dit gehad het op hierdie gemeente en ook, Here, natuurlik die effek wat dit moet hê op ons gemeente. En o Here, dat U ook vandag deur die verkondiging van U woord verheerlik sal word. Dankie, o Here, dat ons as gemeente so saam mag buig vir elke sieke, Here, vir die wat U in besonder aangeraak het in hierdie tyd. Ons het al 'n hele paar getuienisse ontvang, o Here, waar mense opgestaan het na ernstige operasies. En Here kan aangaan met hulle lewens en ons loof en prys U naam, o Here, want dit is U wat hierdie werk doen. Terwyl ons weet dat daar ook ander is wat op ons gebedslys is, o Here, wat ook smag na U aanraking. Dat in hulle harte sal bewerk daar die vrede wat alle verstand te bowe gaan, om te weet dat U tyd die regte tyd en die beste tyd is. O Here, wil ek nou voor U buig, ons te saam as gemeente en vra, voed ons vandag uit en deur die woord. Amen. Handelinge 2 vers 41 lees ons, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En ek wil vanoggend met u praat oor ons tema, ons oorkoepelende tema wat ons vir Pinkster gebruik het, die gemeente van die toekoms. Terwyl u nou fokus op daardie vers 41, daai eerste stukkie, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. Onthou vanaand of vanmiddag met die Bybelstudie, met die bid hier, gaan ons 'n bietjie praat oor die doop. So as jy vra het oor die doop, asseblief vanaand is die gulde geleentheid om so 'n bietjie meer inligting te kry rondom aspekte van die doop wat ons miskien nie verstaan nie, wat dalk in ander kerke en denominasies gebeur en wat ons partykeer so 'n bietjie de mekaar maak. Maar kom ons kom terug by vanoggend se diens waar ons nou sien dat hier 'n nuwe gemeente gestig is en hulle het sommer so met 'n bang begin. 3000 siele het op een slag daar toe Petrus die evangelie boodskap aan hulle verkondig het hulle tot bekering gekom en hulle die Here Jesus Christus as verlosser en saligmaker aangeneem en hulle het hierdie gemeente geword. En miskien as 'n mens terugkyk, dan kan jy dink dat daar die 120 wat daar in die bovertrek was en wat vertrou het vir die belofte van die Heilige Gees, nie ooit sou verwag dat hierdie boodskap en hierdie gebeurtenis so 'n massiewe impak op een slag kon hê nie, maar die Here het dit geweet.
En daardie mense wat daar by mekaar was, sou die gemeente van die toekoms wees, al het die lede wat daar op daardie dag die kerk gemaak het, die gemeente gevorm het, toe hulle daar in Jerusalem gekom het, het hulle nie geweet, dit is wat met hulle gaan gebeur nie, maar die Here het dit geweet. En natuurlik, soos ons gesien het, begin alles met die belofte wat Pinkster inhou, daardie uitstorting, daardie vervulling met die Heilige Gees, nie net vir daardie 120, daar in daardie vertrek waar hulle saam gebid het, daardie dae om in afwagting op hierdie belofte, nie iemand onthou, hulle het nie geweet hoe dit gaan wees nie, hulle het nie geweet wat met hulle gaan gebeur nie, hulle het wel in gebed en geloof en vertroue gesoek en gewag op die Here, en die Here het gestuur daardie werking, daardie uitstorting van die Heilige Gees. En terwyl dit, kan ek nou maar sê, hulle dit fisies ervaar het, was die uitwerking daarvan, daardie nuwe kerk, daardie nuwe beweging, daardie nuwe aanbidding. As ons dit so wil stel, onthou die Jode het op 'n Saterdag aanbid, en nou kom die Christene en hulle aanbid op 'n Sondag, wat die eerste dag van die week is. In hierdie tyd, wat so moeilike tyd in die geskiedenis van die volk sou wees, sou hierdie nuwe kerk, sou hierdie nuwe gemeente instrumenteel wees om die boodskap van verlossing en genade uit te dra. Jy sien, hierdie gemeente van die toekoms het 'n nuwe wending gebring in aanbidding. Hulle was gereed vir die stryd. Hulle was gereed om die woord te verkondig. Wanneer ons daar die verse lees, vers 37 tot vers 47, dan lees ons hoe hulle in 'n kort tydjie toegeneem het in die liefde, in die genade en natuurlik ook in die beeld van ons Here Jesus Christus, en hulle geweet het en gereed was vir dit wat nodig was om die boodskap van die Here Jesus te verkondig. Jy sal onthou met ons eerste boodskap, dat ek so 'n bietjie gepraat oor die stigting van die evangelies gereformeerde kerk, daardie tyd die nuwe protestante kerk in Afrika. En wat die doelwitte was, die dinge wat verkeerd gegaan het, daardie tyd al in die kerk, daardie tyd in die teologiese opleiding is raak gesien. En die stigter van hierdie kerk het gevoel en is gelei deur die Heilige Gees om te sê, ons kan nie verder op hierdie pad wandel nie. Ons moet terugkeer na die Here toe. Ons moet terugkeer na 'n heilige lewenswandel. Ons moet terugkeer om die Here te aanbid. En daardie oomblikke, toe daardie klomp kerkraadslede opgestaan het en saam Dr. De Vos gesê het, ons gaan nie meer saam met hierdie kerk en ons gaan nie meer saam met hierdie leerstellings nie, was dit onmiddellik en in daardie oomblikke die gemeente van die toekoms in 1944, 21 April 1944. Want u sien, daar moes 'n gemeente wees, daar moes die aanbidding en die doel en alles is om God te verheerlik. Dis waaroor dit gaan. 1 Tessalonisense 4:3, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Dis God se wil vir sy kinders, om nie voor te strompel in sonde nie,
Maar hierdie gemeente van die toekoms is ook 'n gemeente wat uitreik. En terwyl ek preek, ek hoop nie dit steur julle nie, gaan ek daai 2 dametjies daar agter vra om so 'n boekie vir elkeen te gee. As jy 'n Engelse boekie wil hê, nê, sit net jou hand in die lug. Die boekie se naam is Stap vir Stap. Dis nie 'n boek van die EG Kerk nie. Dis 'n boek wat wel gebruik word deur die EG Kerk. En wat is dit? Dis 'n boekie wat ons gebruik as ons nie met mense kan praat nie, maar dis baie keer die verskoning. Dominee, ek weet nie hoe om met mense te praat nie. Vat daai boekie. Hou hom in jou kar se deur. Daai dag wat jy daai verskoning wil gebruik van ek weet nie hoe om met mense te praat nie, dan gee jy daai boekie in daai ou se hand. Jy sê vir hom daar. Skryf jou nommer. Skryf jou nommer daarop. Skryf die dominee se nommer daarop. Want dit is wat die kerk van die toekoms mee moet besig wees. En dit is om siele te wen. Siele te wen vir die Here. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Jy sien, die Here het die gemeente in die lewe geroep. Die Here het vir die gemeente gesê, julle moet kom en julle moet getuies wees. Die Here het vir sy gemeente gesê, julle sal krag ontvang. Nie julle eie krag nie. Nie dit wat julle wil doen nie. Nee. Die krag van die Heilige Gees van God. Vervul met die Heilige Gees van God. Om 'n baken te wees, om 'n ligtoring te wees. Jy weet ons kerk het 'n kweekskool, né? Dis waar ons predikante oplei. En daardie kweekskool se lese is draer van lig. 'n Draer is iemand wat iets dra, wat iets by hom hou, wat iets by hom het. Draer van lig. En dis wat die gemeente geroep is om te wees. Draers van lig. En jy weet nie, ons sit in 'n wêreld waar daar miskien druk is van buite om gelykvormig te wees aan die wêreld, om gelykvormig te wees aan wat in die wêreld aan die gang is. Dominee, ons kerk moet verander, ons moet die wêreld in die kerk inlok deur wêreldse metodes te gebruik. Dominee, ons moet ons voorsang verander, ons moet ons musiek verander, ons moet ons preekstyl van ons predikant moet ons verander, want dit pas nie in by die wêreld nie. Jy sien, as die gemeente van God gelykvormig raak aan die wêreld, dan kan hulle nie meer die lig dra nie. Dan kan hulle nie meer die lig van die waarheid van die evangelie in die wêreld indra nie. Juis. Ons soek die sondaars wat in die wêreld is om tot bekering te kom sodat hulle kan kerk toe kom. Ons wil hulle nooi en sê kom kerk toe, kom hoor die waarheid. Kom praat met my daar by die werk. Dan sal jy sien ek leef die lig van die Here Jesus Christus uit. Ja, selfs u broer en suster wat sê ek weet nie hoe om met mense te praat oor die evangelie nie. Daar's 'n boekie. Waarom sal ons vandag aan die hand van die skrif met ons tema die gemeente van die toekoms sien? En ek gaan dit baie kort hou want ons het dit hierdie hele week hanteer. Sien en ons gaan kyk na hierdie kenmerke van hierdie gemeente van die toekoms. Wat is hierdie gemeente van die toekoms? Wie is dit? En al die ander dinge. 4 gedagtes. Sodat die gemeente van Christus, die kinders van die Here vandag, dat u vandag sal besef, u wat hier is en u wat miskien later gaan luister wanneer hierdie op YouTube beskikbaar is, dat u sal besef dat u
die gemeente van die toekoms is, sodat, soos ons lees in 2 Timoteus 4:5, maar wees jy in alles nigter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Liewe broer en suster, vervul jou bediening. Sien ons in die eerste plek, die een kenmerk van hierdie gemeente, soos ons ook hanteer het deur die week, is dat hierdie gemeente 'n realistiese gemeente was. Vers 37 lees ons daarvan, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. 'n Gemeente wat by daardie plek begin het, daardie plek van sonde besef, daardie plek van hulle eie toestand voor die Here, om te sien wie en wat hulle is, om na hulle self te kyk en te weet hoe hulle voor die Here staan. Daardie situasie en daardie oomblik toe hulle aangekla word deur die Heilige Gees, getrek word tot weergeboorte, kon hulle maklik gesê het, ag, soos die ander, die ander wat toe hulle die evangelie boodskap hoor in die verskillende tale, toe sê die mense, ag, hulle is dronk. Onthou julle Handelinge 2 daar in die begin. Hulle is dronk. En dit noodsaak Petrus om op te staan en te preek, vir die mense te sê, nee, hulle is nie dronk nie, is nog te vroeg. Sodat hulle in hulle eie harte kon kyk, na hulle eie toestand. Hulle kon nie anders as om realisties te wees nie. Ek dink ons het daaroor gepraat ook. In die tyd dat kerke vandag vol mense is, mense wat nog nie realisties geraak het met hulle self nie. En baie keer as ons in 'n situasie kom en dan hoor ons, ja maar, daai ou, dominee daai ou, jy moet versigtig wees vir daai ou. Of kyk uit vir daai tannie. Want hulle sê hulle is kinders van die Here, maar kyk hoe lewe hulle. En dan swaai die vingers. En almal word uitgewys, terwyl begin by my Here. Vergeet van die oom, vergeet van die tannie, vergeet van dit, vergeet van dat, begin by my. En so dikwels is kerke vol mense wat nie in hierdie realiteit is nie. Ons probeer, dominee, by julle is daarvan gepraat, ons probeer. Die realiteit is, as jy probeer om op te hou, om iets te doen, maak nie saak wat dit is, of nou ophou rook, of drink, of wat dit ook al mag wees. Staplers by die werk steel, maak nie saak nie. As jy probeer, as jy nog sê ek probeer, dan is die realiteit dat jy nog presies diep in daai sonde vasgevang is. Probeer, is nie 'n verskoning nie. Probeer is is eintlik 'n verskoning, nee. Dit is 'n verskoning. Dominee, ek probeer. En daarom gaan ek my aan terwyl ek probeer ophou. Die gemeente moet realisties wees. Ja, liewe broer en suster, ook die wat al donkie jare die Here dien. Ons moet realisties wees. In Johannes 1:9 as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ons moet ophou probeer en ons sondes bely en vertrou dat die Here ons sondes vergewe en ons van alle ongeregtigheid reinig,
sodat ek nie weer 'n begeerte sal hê om dit te doen nie. En as ek 'n begeerte het om daarin terug te val, dat ek die duiwel sal bestraf, gaan weg agter my Satan. Die kinders van die Here moet die maskers afpluk, moet die voorgee afpluk en die Here begin dien. Matteus 18 vers 6. En ek sê dit nie om te oordeel nie, dis hoekom hierdie teksvers hier is nie. Maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Want jy moet dit weet vandag, as jy nie realisties is nie, is jy besig om ander mense te mislei. En wat sê die Here oor daardie mense wat mislei? Hy sê dis beter dat 'n meelsteen om hulle nek gehang word en hulle wegsink in die diepte van die see. Die gemeente, die realistiese gemeente, weet waar hulle staan voor die Here. Hulle weet om nie die wêreld te mislei nie. Hulle weet om vir die Here te sê, begin by my. Here, verander my. Hierdie situasie verander my. Verander my. En dan sien ons ook dat hierdie gemeente van die toekoms 'n geestelike gemeente is. In vers 43 lees ons, en vrees het op elkeen gekom. Dis wonderlik. Die punt is, dit is 'n geestelike gemeente. Dis 'n gemeente wat gevorm is, wat onder die oortuiging van die Heilige Gees, onder die oortuiging van sondes Jesus Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker, en toe besef dat hulle in 'n geestelike stryd gewikkel is. As jy daai vers 43 verder lees, dan sal jy sien daar staan, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Ja, broer en suster, moes hulle vir mekaar sê, hier is 'n geestelike wêreld wat ons nie van bewus was nie. En ewe skielik word dit aan ons geopenbaar deur die wonders en tekens wat gedoen word. Ja, ewe skielik. Terwyl hulle in hierdie besef is van die geestelike stryd waarin hulle self bevind, word hulle vervul met vrees. En die woord vrees hierso is nie vrees soos om bang te wees nie. Nee, dit is daardie innige respek en eerbied vir die Here. Dis kosbaar. Terwyl hulle besef, kyk hierdie stryd, die bose wat hier in die wêreld is, maar God, wat sy seun vir ons sonde aan die kruis laat sterf het, hy's groter as hulle, en sterker as hulle, ewig. Efesiërs 6:12 lees ons, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En nou sit, dominee, maar ons is hier in die gemeente. Wat 'n worstelstryd kan ons tog hê? Ons is veronderstel om geestelik te wees. Ons is veronderstel om mekaar lief te hê, broer en suster, ons besef dit nie, maar die duiwel is listig. Ons moet besef dat die stryd wat ons stry nie teen vlees en bloed is nie. Die stryd wat ons stry is nie teen my broer en my suster in die gemeente nie. Dis die vyand. En dit is maklik om te sê, ag, dis maar sommer net ou vrou stories. Ag nee, wat, dominee, daar's nie goed so spooke nie, daar's nie goed soos demone nie, daar's nie geeste nie. Kom, jy moet ons nie probeer bang maak nie.
die realiteit is. En wanneer ons, soos ons nou net gesien het, realisties is, dan sal ons besef dit is presies waarmee ons te doen het. 1 Petrus 5 vers 8, hoor, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. In die gemeente ook. Liewe broer en suster, in die gemeente word mense onwetend werktuie van die Satan. Ja, die duiwel kan selfs die dominee gebruik om 'n werktuig te wees om iemand te laat struikel. Want dominee, ek het dan gesien toe jy daar by die bottelstoer ingegaan het. Ek het jou gesien, ek het jou bakkie daar gestaan. Hulle het nie gevra of ek net 'n Coke gaan koop het nie. Hy was by die bottelstoer. En so gebruik die duiwel my, of die dominee, om iemand te laat struikel. Om iemand te laat val. Wees nugter en waaksaam, liewe broer en suster, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Wees nugter en waaksaam om die vyand te herken. Om te weet in watter stryd die kind van God gewikkel is, sodat die kerk, die gemeente, daar die vyand kan weerstaan. Maar ons het in die week, in ons derde gedagte vanoggend, praat ek oor die radikale gemeente, en ons het in die week het ons die tema gebruik, die radikale geloofsgemeente, wat het vir my so bietjie beter beskryf het, want vers 44 lees ons, en almal wat gelowig geword het. Nou, hoekom het ek gesê die radikale geloofsgemeente en hier die radikale gemeente? Want vir 'n Jood om 'n ander geloof aan te neem was 'n groot skande gewees. Hulle is verwerp, hulle is heeltemal weggestoot van hulle geliefdes af, van hulle alles wat hulle geken het, enige hulp en ondersteuning wat hulle by hulle families en vriende en selfs hulle ouers ontvang het, is hulle ontneem. Hulle is uitgewerp uit die samelewing uit. En hierdie mense wat tot bekering kom, neem juist daardie radikale stap. En die rede hoekom ek sê dis radikaal, want dit is maklik om te sê ek kom tot bekering en dan gaan ons aan. Nee, daardie Jode se lewe het gestop net daar. Hulle ouers het hulle weggejaag. Jy's nie meer my kind nie, jy's nie meer my dogter nie, jy's nie meer dit nie. Ons wil jou nie hier naby sien nie, gaan bly op 'n ander plek. Sorg vir jouself. Dis hoe erg dit was. En hierdie geloof, hierdie nuwe geloof waarin hulle was 'n radikale geloof, redding uit genade teenoor hierdie gedagte van werke. Heiligheid deur die werking van die Heilige Gees was lasterlik in die oë van die Jode. Radikaal, nee? Heeltemal anders. Te radikaal vir baie wat Jesus verwerp het tot vandag toe. En ek dink baie keer as ons hierdie woord radikaal hoor in die kerk, dan dink ons wonders en tekens, né? Is dit nie? Maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie oor wonders en tekens nie. Ek dink dit gaan oor 'n verwagting. Here, werk in my. Here, gebruik my. Dis radikaal. Dis ietsie anderste. Markus 9:23 en Jesus sê vir hom wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo, Here,
kom my ongeloof te hulp. En dit is dikwels die probleem. Is nie geloof nie, dis ongeloof. Ongeloof. Ons het miskien 'n verkeerde begrip van geloof. Ons het hierdie begrip van ek glo in die Here, ek glo dat hy daar is, maar wat my aanbetref moet ek maar aanhou sukkel en strompel en maar my eie dinge uitsorteer en ek help nie, ek bid oor goed nie, want die Here antwoord in elk geval nooit my gebede nie. Dis ons begrip van geloof. Vriende, ons moet ons begrip van geloof verander, want as dit ons begrip van geloof is, dan is ons eintlik besig met ongeloof, en ongeloof is iets wat teen die Here staan. Wat letterlik keer dat die Here deur my kan werk. Here werk deur my, maar ek glo nie dat hy regtig kan nie, of ek glo nie dat hy regtig wil nie. Here gebruik my, maar ek glo nie dat hy regtig kan of dat hy regtig wil nie. Ons het daardie gedeelte gelees van Jesus wat daar in Nasaret gekom het, mos in die week, en hoor, Markus 6:5, en hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het, en hy was verwonderd oor hulle ongeloof. En ek het gesê, ons praat nie van 'n snaakse, radikale geloof nie, ek praat van Bybelse geloof. Die geloof wat die Bybel ons leer. Dit gaan dalk as ons bietjie begin fokus op daardie geloof, gaan dit veroorsaak dat ons 'n kopskuif moet maak. Dat ons gaan moet begin besef dat dit iets anders is as dit waarmee ons groot geword het, en dit wat ons glo, en dit wat ons dink ons weet van geloof in die Here. Hoeveel keer is die werk van die Here gekeer in gemeentes deur ongeloof? Deur ongeloof. Sien, wanneer ons glo, waarlik glo, radikaal glo, liewe broer en suster, wanneer ons so glo, dan is dit nie 'n teoretiese, abstrakte geloof, ergens, hier, somewhere. Nee, dis prakties, dis toepaslik, gebaseer op die werk van die Here Jesus Christus. Dan kan die gemeente glo dat wonderwerke sal plaasvind. Dan kan die gemeente glo dat as hulle die ouderlinge oproep om vir die siekes te bid en hande op te lê, dan kan ons glo dat die Here sal genees daardeur. Gemeente, ons moet radikaal raak in ons geloof. Ons moet radikaal raak en begin glo soos die Bybel ons leer om te glo. Ons laaste gedagte, en miskien die belangrikste een in hierdie Pinkstertyd, is die eendragtige gemeente. Vers 46, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Ek wil vir u iets lees van die uitwerking, want onthou nou, ons het nou net gepraat oor hierdie radikale gemeente, en ons gesien hoe dit so 'n groot, geweldige kloof veroorsaak het, wanneer 'n Jood tot bekering gekom het. Maar hoor hierso, vers 47, en terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk. In guns was by die hele volk. Hulle is nie verwerp nie, wat soos die norm was nie. Hulle is nie weggegooi nie. Nee. Soos daar die vader op die stoep gestaan het die dag, en sy seun daar ver sien aanloop het. En terwyl hy sy seun daar gesien het, het hy nader aan hom gehardloop, en hy het hom omhels.
So was hierdie gemeente in guns by die hele volk en daarom kon hulle eendragtig wees. Hulle het 'n ware hegte eenheid gevorm want hulle was die eerste van hulle soort. Daar was nie iets anders waaraan hulle eenheid kon meet nie. En die feit dat hulle gemeentes, of nie hulle gemeentes nie, hulle families, hulle gesinne, hulle ouers, hulle nie verwerp het en weggejaag het nie, het vir hulle iets geleer van 'n eenheid van die Here Jesus. Daarom was daardie eendragtigheid die norm. Daarom was die gemeente betrokke by die werk van die Here, by aanbidding, almal van hulle, by barmhartigheidswerk, almal van hulle, want alles het om die Here Jesus Christus gedraai. Alles wat hulle gedoen het. Toe ons Woensdag aand hierdie boodskap hanteer het, ek ons is in 'n gemeente, baie keer voel ons uitgestoot, verworpe, alleen, in 'n gemeente, saam met ander kinders van die Here. En baie keer sê ek, ja dominee, ons het nie vrymoedigheid om ons probleme in die gemeente te deel nie, want dan word dit 'n kinderstorie, en dit word 'n hoe noem hulle dit, 'n beskimping, en al hierdie dinge. Dominee, ek het nie die vrymoedigheid nie, want die probleem is, daar's nie ware eenheid in die gemeente nie. By julle Woensdag aand het ek gesê, die mense het 3 kernbegeertes. 3 dinge in sy lewe wat kardinaal is. Om te glo, om te bestaan, en om te behoort. Is dit nie wat die gemeente vir die kind van God moet bied nie? 'n plek waar hy kan glo. 'n plek waar hy kan bestaan, waar hy kan wees. En 'n plek waar hy kan behoort. Deel wees. Efesiërs 4 vers 3. En ernstig streef om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. En dan hoor vers 4, dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een liggaam, een Gees. Ja, dit gaan kos, liewe broer en suster, om jou bloot te stel. Om jou bloot te stel en te sê, ek is bereid om die kans te vat, om vrymoedigheid te neem, dat hulle vir my bid, om vrymoedigheid te neem, om my probleme, my laste te deel. Ek is bereid om daar die kans te vat, sodat die Here eenheid kan bewerk in sy gemeente. Vriende, sodat die gemeente van die Here Jesus Christus opgewonde sal wees om mekaar te sien, sodat hulle opgewonde sal wees om by die kerk by mekaar te kom. Dit is vir my so heerlik. Ek weet nou, vir party mense pla dit, en ek weet, ons moet seker maar een of ander tyd 'n reël maak. Maar dit is vir my lekker as ek in die oggend hier is en ek hoor hoe gesels die mense. Ek hoor dit na die tyd as ons hier in die saal is, die lekker gesels en die kuier. Kinders van die Here wat opgewonde is om mekaar te sien. Ek het jou week terug laas gesien. Kom ons gesels bietjie, kom ons kuier bietjie. Wat is in jou lewe aan die gang? Waarvoor kan ek vir jou bid? Nou wil ek ook sê, ek het nie 'n probleem as jy moet huis toe gaan direk na kerk nie. Partykeer skaapbout dalk 'n bietjie te warm gesit maar. Vriende, dit is hoe dit veronderstel is om te wees.
Dis nie kortstondige verhoudings nie. Dis lewenslange verbintenis. Ja, maar dominee, jy weet, ons gaan weg, ons gaan na ander plekke toe, ons gaan bly in ander dorpe. En eendag by 'n konferensie, dan loop jy daar die ou raak, saam wie jy 20 jaar terug die kerkraad gedien het. Wow, prys die Here, is dit nie wonderlik nie? Ek wil los in hierdie oggend met die vraag: is u die gemeente van die toekoms? As u hierdie maar net 4 kenmerke moet vat vandag wat ons hanteer het, daar's baie meer, maar as u hierdie 4 kenmerke vat, is u, liewe broer en suster, is u en ek die gemeente van die toekoms? Of klou ons nog vas in daardie ander dinge, die ou dinge, die dinge wat klaar verby is? Of is ons die gemeente van die toekoms? Is ons die gemeente wat gaan sê, dominee, kom, ons wil asseblief 'n sielewennerskursus in die kerk aanbied. Wil nie vir ons 'n sielewennerskursus kom aanbied nie. Sal ons daardie gemeente wees wat daai boekies gaan vat en gaan uitdeel en volgende Sondag kom en sê, dominee, ek wil nog boekies hê. Ons kan hulle bestel. As ek reg onthou, kos dit R5 vir so 'n boekie. Is u die gemeente van die toekoms? Wees die balken, wees die draer van die lig, liewe gemeente, wees die wat die Here gebruik, sodat hy verheerlik kan word. Mag die Here u help om vervul te wees met sy Heilige Gees en in daardie krag uit te gaan. Gaan getuig. Gaan vertel vir u familie, u vriende, u kollegas daar by die werk, wat die Here vir u gedoen het. Net in hierdie week, broers en susters, kosbare getuienisse gehoor van hoe die Here mense se lewens aangeraak het, en daar is getuienisse wat uitgedra moet word. Gaan leef u lewe as 'n ligtoring, as 'n balken van hoop vir die verlore siele. Gaan deel daai ou stap vir stap boekies uit. Maar wil ek u vra, voor jy hom net uitgee, neem eers tyd en bestudeer hom. Dat as daardie persoon terugkom na jou toe met vrae, dan kan jy daardie vrae hanteer. En daardie siel na die Here toe lei. Amen. Kom ons sit net so, en buig ons die hoofde. Here, u het u Heilige Gees vir ons gegee, om ons harte en ons lewens te vervul, Here, om beheer te neem van ons wese, sodat u die middelpunt sal word van ons bestaan. En deur die krag en die vuur van u Heilige Gees, o Here, die kosbare evangelie boodskap, ja Here, elkeen van ons se getuienis van redding oor te dra. En ek wil vra, o Here, dat dit in hierdie Pinkstertyd nie anders sal wees nie. Here, wek in ons daardie sending ywer op, daardie evangelisasie ywer, dat daai boekies nie daar agter in die kerk stof opgaar nie, o Here, laat dit nie in die kant van my motor deur daardie bakkie lê en stof vergader nie, maar o Here, dat dit sal aangewend word tot vrug in die ewigheid. Gebruik ons, terwyl ons nou uitgaan, as u gemeente, gebruik ons in die verkondiging van u boodskap.
Aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding. Amen.